Dag sê en welkom weer by Lig Kinders. Vandag gaan ons sommer vinnig by die aktiwiteite inspring. Kom ons kyk gou hierna. Ons het twee aktiwiteite. Nommer 1. Soos julle kan sien is hierso die verhaal van Jona en die vis. En hy is baie kort opgesom in blokkies. Wat het God gesê moet Jona doen? Wat het hy toe gedoen? Waar het hy verkeerd gegaan en waar het hy weer reg gegaan? Nou wat jy kan doen is, jy kan twee maniere die ding aanbied vir die kind. Of jy kan hom net so hou en die storie kortliks vertel, of jy kan hom in daai blokkies opsny en vir die kind vra, hoe dink hy het die storie gebeur? En as hy dan nou verkeerd is, kan jy dit net reg rangskik en seker maak hy ken dan nou die storie ordentlik en reg in die regte orde. En as jy dan nou daar klaar is, kyk ons gou na prentjie 2. Hierso sal ons sien is dit soos 'n fisiese aktiwiteit. Jona binne in die vis. Nou, dis eintlik 'n baie maklike aktiwiteit. Soos julle kan sien, jy moet die vis uitsny, die walvis uitsny, jy moet vir Jona uitsny, jy gaan ook een van hierdie kort pennetjies en dan gaan jy hierdie goeders bymekaar sit. Okay, goed, nou kom ons kyk gou hierna. Hier is jou pennetjie. Dan het ons vir Jona en ek het die walvis, maar ek het die walvis klaar in twee gesny. Julle moet net kyk dat julle hom in twee sny. So, daar is die vis, dan moet hy in twee wees. Dan op jou wasgoedpennetjie moet jy sommer double-sided tape plak. Jy kan hom gebruik, maar double-sided tape werk net beter en dan op Jona mannetjie ook. Alright, so wat jy dan gaan doen is die onderste deel van hierdie vis plak jy dan nou op een deel van die wasgoedpennetjie. Sê laat dit nou mooi vassit en dan die boonste deeltjie weer op die boonste deel. En dan gaan hy so lyk. En as jy die wasgoedpennetjie druk, dan maak jy mondjie oop. Oulik, net. En dan wat jy doen is, jy vat vir Jona, jy sit hom binne, agter. Daar waar die onderkant van die walvis se mondjie is, plak jy vir Jona hier onder. Dan sit Jona daar binne. Goed, oulik, so dan het hulle die verhaal, die storie en hulle aktiwiteit wat hulle gedoen het. Geniet hom met julle kinders en mag dit goed gaan met julle. Mooi bly.